Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Amen. Hallo geloofsvriende en baie welkom by vandag se video erediens. Dit is 24 Januarie 2021 en die jaar het reeds in 'n ander koers ingeslang as wat ons gedink of beplan het. In hierdie anderste tyd het ons steeds as geloofsfamilie die roeping om 'n verskil in die wêreld te maak. Mag die woord van die Here ons weer eens laat besef die dringendheid om ons eie lewe die passie te ervaar om Jesus daagliks beter te leer ken. Mag dit ook vandag jou geloofservaring wees. Ek begin eers met 'n storie. Langs die kus van Kalifornië in die VSA is daar 'n visserdorpie met die naam van Monteria, wat ook 'n pelikaanparadys is, 'n groot toeriste aantreklikheid. Soos die vissermanne die vis skoonmaak en die afval in die water teruggooi, kom die pelikane en pik die kos moeiteloos op. Die gevolg dat hulle vet, lui en vergenoegd word. Met tyd het die vissermanne die afval begin verwerk en so gebeur dit dat die pelikane nie meer kos het nie. Hulle het verleer om kos te soek, net rondgehang en gewag. Hulle het uitgeteer en mettertyd gevrek van die hongerte. Om hierdie probleem op te los het hulle pelikane van die suide ingevoer wat weet hoe om kos te vang. So het die nuwelinge tussen die uitgeteerdes geleer om weer vis te vang. Gou het hulle die voorbeeld gevolg. Die hongersnood is beëindig. Jesus roep ons om sy voorbeeld na te volg, ook in hierdie tyd. Ons kan maklik vasgevang word in die wêreldse lewenstyl, sonder dat ons dit eers agterkom. Ons moet hierdie passie vir Jesus inoefen. Ons lees nou uit die evangelie volgens Markus hoofstuk 1 vanaf vers 14 en ons ontdek hierdie waarheid. Volg saam met my die teks. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Eendag, toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om die werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy 'n entjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus en sy broer Johannes gesien, waar hulle die skuit besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa, Zebedeus, net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Tot sover. Jesus begin sy aardse bediening met 'n eenvoudige boodskap, vers 15. Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Jesus is besig met 'n bepaalde strategie. Hy wil die hart van sy bediening kom vestig deur 'n nuwe geloofsgemeenskap te vestig. Hy begin dan om sy eerste volgelinge te roep. Vers 17 en 18 vra ons aandag. Kom hier,
kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en Jesus gevolg. Ons fokus nou op Jesus se roepingswoorde. Kom hier. Jesus nooi uit. Net eers 'n kantlyn aantekening. Volgens die Joodse tradisie het die rabbies, leermeesters, jong en briljante uitstaande jong manne opgesoek en hulle uitgenooi om die rabbi na te volg. Jesus kom werk 'n bietjie anders. Hy as rabbi het die ou manne wat in die lewe uitgeval het, wat nie genoeg was nie, kom roep om vir hulle 'n tweede kans te kom gee. Hierdie ou manne was maar vissermanne, en nou kan ons verstaan waarom hulle alles gelos het en hierdie kans in die lewe aangegryp het. Dit is wie Jesus is. Hy nooi uit. Elke dag, vandag en môre en oormôre, ja elke dag van ons aardse lewe, is daardie uitnodiging geldig. As ek elke oggend opstaan, moet ek sensitief bewus wees van sy uitnodiging. Kom hier. En dan kom sê hy, kom saam met my. 'n Uitnodiging om saam met hom te reis. Twee belangrike beloftes ontdek ons uit hierdie woorde, kom saam. 'n Uitnodiging om hom te volg, om elke oomblik sy teenwoordigheid te ervaar, omdat ons sy medereisiger is. Hier weer klink die belofte van God. Ek is elke dag by jou. 'n Sekerheid dat Jesus die aanwesige in ons lewens is. Dit mag ons weet. Maak nie saak in watter omstandigheid ek myself mag bevind nie. Jesus is daar. Want hy staan in 'n verhouding met ons. Kom saam met my. As metgesel op hierdie geloofsreis is hy my vriend. Johannes 15. Kom sê Jesus, ek noem julle vriende. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. Hierdie woorde van Jesus is 'n bevestiging ook in sy roepingswoorde. Kom saam met my en ek sal julle. 'n Belofte van transformasie, om so die skatte van sy koninkryk te ontdek. My reis elke dag is om twee aspekte van die koninkrykslewe te ontdek. Aan die een kant is dit om eg mens te wees, en aan die ander kant is dit om die nuwe manier van lewe te leef. Jesus stel vir ons 'n voorbeeld van hoe om eg mens te wees. Tydens sy aardse lewe het hy elke emosie van menswees kom illustreer in verskillende situasies. Om eg te wees, na die voorbeeld van Jesus, is om ons skepingsdoel te ontdek. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. So lees ons in Genesis 1 se skepingsverhaal. Paulus se aanmoediging is daar in Kolossense 3, ek leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot volle kennis van God. Ons word vernuwe, ons word getransformeer om vissers van mense te maak. So sê Jesus se roepingswoorde vir ons, binne ons eie konteks dan, om sy dienaars te wees. Om mekaar met liefde, met hoop, vergifnis, deernis, vreugde en vrede te bedien. Jesus kom stel vir ons die voorbeeld, en dan leer hy ons. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kragte. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Kom ons wys vir mekaar. Kom ons wys vir die wêreld hoe om Jesus se disipel te wees. Kom ons wees 'n voorbeeld. Amen. Liewe vriende, ons sluit af met Koos Du Plessis se gebed.
het, soos gesing deur Jannie de Tooy en Lucas Maree. Ek wil tog vir jou vra om hierdie lied deur te luister, want aan die einde is belangrike afkondigings wat jy moet weet. Ek groet dan. Mooi loop tot 'n volgende keer. Totsiens. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net vir u. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Lei my Heer vanaand daarheen. It's so unusual, it's frightening. You see right through the mess inside me, and you call me out to pull me in. You tell me I can start again, and I don't need to keep on hiding. I'm fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. And it's not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known and loved by you. I'm fully known and loved by you. TV today, bad news, it can just stay away. If you ain't got anything good to say, then shut your mouth. I got my windows down and my blinders on, radio set to my favorite song. All green lights on the road I'm on, man, there ain't no doubt I'm getting them good vibes